Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Baie welkom terug by Woord met Woord. En ons gaan voort met ons nuwe reeks geestelike oorlogvoering. En ons gaan nou begin om na al die verskillende eienskappe of punte te kyk wat 'n mens as 'n kind van die Here moet na oplet en wat 'n mens eintlik maar net moet besef en wat 'n mens moet toepas as 'n mens geestelike oorlogvoering doen. Daar's heelwat versies wat ek wil deurhardloop. So ons gaan sommer onmiddellik begin. Die eerste gedeelte wat ek wil gee is Openbaring 12 vers 9, maar ek gaan die Engelse vertaling lees, want die Engels sê vir my net 'n bietjie meer as wat ons Afrikaanse vertaling sê. Dit is net die punt wat ek wil maak in hierdie versie. Die Engels gaan dit net baie duideliker verduidelik of dit vir mense gee. The huge dragon was thrown out, that ancient serpent called the devil or Satan, that deceived the whole world. He was thrown down to earth and all his angels with him. Die kern van hierdie versie is wat mense wat ek wil uitlig is ancient serpent. Iets wat ons wel moet besef as kinders van die Here. Ons wil nie die duiwel met hierdie lesing ophemel nie, maar ons as kinders van die Here moenie naïef wees en die duiwel net nie in gedagte hou nie. Jy sal sien latere versies wat sê dat ons moet waaksaam wees. So die Here in sy woord, hy waarsku ons. So ons moet nie naïef wees en die duiwel of die Satan ligtelik opneem nie. En dat ons net sal besef dat hy's 'n ancient serpent. Dit beteken dat hy is 'n bietjie baie ouer as ons. En hy kom al die geslagte van die mensdom kom hy aan. Hy was in die tuin van Eden gewees en hy kom al die eeue nog saam met die mens. So hy ken die mens baie goed en hy sal werklik waar vir 'n mens beter ken as wat ons onsself ook ken. Dan gaan ons gou kyk na 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11. Aan wie julle iets vergewe, vergewe ek ook. Dis nou Paulus wat hier praat. Want wie ek ook vergewe het, as ek iets vergewe het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Dan vers 11 wat so sê, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Selfs Paulus het hierso vir die Korintiërs gewaarsku en het gesê dat die Satan kom om ons te bedrieg, maar ons moet nie naïef wees soos ek gesê het en nie bekend wees met sy planne nie. Ons moet weet wat sy planne is. Lukas 8 vers 11 en 12. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Hierso kan ons die oorhoofse plan sien van die duiwel, dat hy het gekom om te kom steel. Hy kom neem die woord weg wat baie mense ontvang uit hulle harte uit, sodat hulle nie sal glo nie en gered word nie. En dit maak baie sin as 'n mens beter jy die woord begin leer ken. Die eerste versie wat by my opkom is Romeine 10 vers 17 wat sê, en deur die gehoor kom die geloof en die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. So wat hy probeer doen is hy probeer die woord van ons afsteel.
So hy sal ons probeer verhoed om Bybel te lees. Ek weet nie of julle al baie ervaar het nie. Jy kan partymal 'n normale leesboek optel en jy sal vir 'n uur of 2 lees. Maar sodra jy die Bybel optel en jy sit en jy lees die Bybel, dan is dit asof 'n vaakheid oor jou kom, 'n lusteloosheid. Daar's baie maniere hoe hy ons aanval as ons die woord van God optel om tyd daarin te spandeer, sodat hy wil nie hê dat ons moet glo en gered word nie. Lukas 22 vers 31 en die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hierso praat hy met Simon Petrus en hy verduidelik vir hom hierso dat die Satan wil ons soos koring sif. Dat hy het werklik waar 'n plan om die disippels, en dit sluit ons almal in wat gelowig is, wat glo in Jesus Christus, dat hy het 'n probleem met ons en dat hy ons wil sif. So dan kom ons by Sagaria 3 vers 1. Daarna het hy my Josua die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en die Satan aan sy regterhand staan, om hom aan te kla. Ons almal weet, dat die duiwel se plan is hy kom, en hy kom kla ons aan voor die Here. Daarom het ons 'n hoëpriester in die hemel, wat by God is, wat vir ons weer intree. Soos die duiwel vir ons kom aankla voor God, so sal die Here vir ons, die Here Jesus Christus, sal vir ons kom intree as hoëpriester, en hy sal altyd verwys dat sy bloed spreek. Sy bloed sal tot in alle ewigheid spreek. Dan sien ons in Matteus 4 vers 1, toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. Ja, dit is net nadat Jesus gedoop is en hy vervul is met die Heilige Gees. Toe word hy deur die Gees gelei om versoek te word. En dit is alles deel van dat daar profesie is dat hy dit moes gedoen het, sodat hy werklik waar met ons kan medelee het, want hy is ook deur die duiwel versoek, soos wat ons versoek word. So die Here verstaan 100% wie en wat ons is, maar dat ons moet weet, uit daai gedeelte van Lukas 4 en Matteus 4, dat hoe hy 'n mens aanval, en hoe sal ons hom teëstaan? Hier sien ons in die paar maniere wat ons gou-gou kan kyk na. Lukas 4 vers 3. Toe sê die duiwel vir hom: As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Dit is nadat Jesus nou 'n hele klompie dae in die woestyn was, en Jesus het begin honger word. Toe kom hy en hy kom versoek hom op die fisiese. Hy kom versoek jou eerstens op jou fisiese. Dan kyk ons na Lukas 4 vers 6. Die duiwel sê vir hom: Ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Die tweede punt wat hy ons baie maal op versoek is rykdom, roem en mag. Dat hy wil hê dat 'n mens moet na ander mense kyk en hulle rykdom sien, hulle roem sien en hulle kamstige mag sien, maar dat ons werklik waar net moet weet dat die rykdom van hierdie wêreld beteken niks nie. Die roem wat jy hier is, beteken niks. Jesus het soveel keer vir ons geleer, wie die minste is, sal die meeste wees in die koninkryk van God. Die wat hom die hoogste ag, hierso op aarde, sal die minste wees in die koninkryk van God. So,
dit wat op die wêreld belangrik is net teenoorgestelde in God se koninkryk. En dan kyk ons na Lukas 4 vers 9. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom: As u die seun van God is, werp u self hiervandaan neer. En net daarna toe quoteer die duiwel selfs 'n gedeelte uit die psalms uit, sodat u voete nie deur hulle gestamp, want die engele sal u verhoed om u voete te stamp. En Jesus het hom weer teruggeantwoord met die woord. En in hierdie gedeelte is daar 'n hele paar punte wat 'n mens moet na oplet, is dat hy versoek Jesus op sy identiteit. As u die seun van God is. En dit is wat die duiwel ons kinders van die Here deesdae baie op aanval. As hy ons nie meer fisies kan aanval nie, en ons stel nie meer belang in die aardse dinge nie, die roem, die mag en die rykdom nie, dan gaan hy ons aanval op ons identiteit. So hy gaan ons aanval dan op ons identiteit as kind van God. En hy gaan dit probeer steel by jou. En wat baie interessant is ook met hierdie gedeelte by Lukas 4 vers 9 is dat die Here het elke keer as hy versoek is, het hy Satan geantwoord met skrif, met die woord van God. En dit is belangrik dat 'n mens dan net dit moet besef. So as jy nie die woord van God ken nie, en die duiwel kom soos 'n engel van die lig, hoe gaan jy dan weet dat dit is teenstrydig met die woord van God? Dis hoekom ek het al in hoeveel vorige video's mee gesê dat die woord van God is so belangrik, dat 'n mens dit moet ken, dat jy dit moet bestudeer en bepeins. Dis verskriklik belangrik. Dan kyk ons 'n bietjie na Jakobus 1 vers 14 en 15. Hier is 'n baie goeie definisie. Nou vir die wat nie geweet het nie, die boek Jakobus is deur die broer van Jesus Christus geskryf. Jakobus was 'n biologiese broer van Christus gewees. En ek is verskriklik lief vir die boek Jakobus, omdat Jakobus is verskriklik reguit. Hy sê 'n ding soos dit is. Hy sal byvoorbeeld in die boek Jakobus vir ons reguit sê dat die geloof sonder werke is dood. Hy is baie reguit. En dit is iets wat 'n mens partymal hou, baie mense hou nie daarvan nie, want dit is asof hy bietjie op jou tone trap as jy die boek lees. Maar kom ons lees Jakobus 1 vers 14 en 15 van hoe jy versoek word. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En die dood wat hy daarvan praat is die ewige dood. So hy sê vir jou, almal van ons word versoek. Ons is mens, elke persoon word versoek. Maar hoe word jy versoek? Met begeerlikhede. Die ander woord wat jy daarna kan verwys na is jy word versoek in jou gedagte. Die duiwel bring vir jou 'n gedagte op. En as jy met daardie gedagte bly speel en jy werk dit nie uit jou gedagtes uit en sê dit wyk Satan, ek wil nie hieraan dink nie, en jy probeer dan jou gedagtes net vernuwe deur aan ander geestelike of hemelse dinge te dink, dan sal daai begeerlikheid begin broei binne in jou. En dit baar dan sonde. En ek het laas keer met hierdie selfde vers het ek iemand verduidelik. Toe sê ek vir hulle, as 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is, die vrou of die man besluit nie uit die bloute uit, hoorie, ek gaan nou egbreek pleeg nie. Dit begin met baie onskuldig.
dat jy ontmoet byvoorbeeld hierdie vrou of hierdie man by die werk, julle gesels lekker, dit is baie nice, en hoe meer tyd julle aan ons spandeer, begin daar gevoelens ontwikkel. Dis wanneer die begeerlikheid begin intree. En dan as jy nie dit smoor in die kiem nie, dan gaan dit later gaan die gedagte of die begeerlikheid gaan oor na aksie. En as dit oorgaan na aksie, dan baar dit sonde. En dan moet 'n mens weet, as jy dit nie gaan stop nie, gaan dit jou vernietig. En dit is wat enige sonde doen. Enige sonde vernietig 'n mens. Goed, dan 2 Tessalonisense 2 vers 9 tot 12. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Hierso praat hy van 'n gedeelte van die anti-kris wat gaan kom, maar ook baie van die valse leerlinge en goeters wat ons vandag kry, is dat jy moet die waarheid glo. Wie is die waarheid? Jesus Christus is die waarheid. Want hy het uitdruklik vir ons gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. So, hy is baie duidelik. En Jesus Christus is die waarheid. So, as jy nie in die waarheid glo nie, dan gaan jy geoordeel word volgens dit. En elke knie sal buig, elke tong sal bely eendag dat hy die koning van die konings is en dat hy die Here van die Heres is. 1 Tessalonisense 2 vers 8. Daarom wou ons na julle toe kom. Ek, Paulus, meer as eenmal, maar die Satan het ons verhinder. Hier sien ons nog 'n ding wat die Satan gereeld doen met ons as kinders van die Here. Ek het dit 'n paar keer al in my lewe ervaar waar die Satan verhinder jou om die koninkrykswerk te doen, om disippels te maak. Hy sal jou allerlei verskonings en gee om dit nie te doen nie, want hy gaan jou probeer verhinder om die evangelie te verkondig. 2 Korintiërs 11 vers 13 en 15. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. My vorige reeks oor geestelike groei het ons baie gepraat oor die Heilige Gees, dat die olie, die lig in 'n mens moet wees. En weet dat 'n mens besef net dat in hierdie laaste dae gaan ons as kinders van die Here die Heilige Gees so nodig kry, sodat ons hy vir ons kan help om te kan onderskei, dat ons kan besef dat sekere mense kom voor as dienaars van Christus, maar hulle is valse profete. Hulle is valse apostels. Hulle doen dit met valse intensies en hulle is dienaars
van Satan homself. So, ons moet strewe om die gees van God in ons te hê. Ons sal later in 'n paar video's van nou af sal ons oor daardie punt ook gesels as ons geestelike oorlogvoering het, die belangrikheid van die Heilige Gees. So, dan kom ons by 1 Timoteus 4 vers 1 en 2. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Hier skryf Paulus aan Timoteus en hy sê vir hom, hoor hierso, daar gaan in die laaste tye gaan baie mense afvallig word van die geloof. En die grootste rede daarvoor is omdat ons nie die woord van God ken nie. Ons word maklik soos 'n bootjie sonder 'n roer, word ons deur winde gewaai en rondgestoot. Ons het geen rigting nie, want ons ken nie die woord van God nie. En dan die verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Dit is so waar vandag. Daar is so verskriklik baie leringe daar buite wat inkorrek is. As 'n mens net kyk na die verskillende gemeentes, goed. Dis hoekom dit vir jou as kind van God belangrik is dat as jy na enige kerk toe gaan of enige gemeente toe gaan, dan moet jy dit meet aan die woord van God. Word die waarheid van die kansel af verkondig. En doen ondersoek en bid die Heilige Gees om jou ook te help om te kan onderskei. Al wat ek wel wil sê is, daar is geen kerk of gemeente wat perfek is. Die rede hoekom ek dit kan sê is, omdat die gemeente en die kerk vol mense is, en mense is nie perfek nie. Dit is een ding wat ons moet besef. Goed. Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Die duiwel is bekend as die vader van die leuns. En hy is uit om ons as mens te vernietig. Daar's absoluut geen liefde in enige sin wat die duiwel teenoor die mens het nie. Daar's 'n verskriklike haat. As jy hoe meer jy die woord van God lees, kan jy sien hoe die duiwel die mens probeer verwoes. Dan kom ons by 'n gedeelte van Elimas die towenaar wat deur Paulus bestraf word. En hier is 'n gedeelte wat ek partymal dink wat ons bietjie in die kerk nie meer so doen nie. Ons moet een ding besef, God is liefde, maar God is ook regverdigheid. God het ook 'n toorn. So, en as die Gees partymal na jou toe kom en sê dat jy iemand moet bestraf, dan moet jy seker maak by die Here is dit wel so, en as hy dit van jou verwag, dan moet jy dit doen. Want ek weet van getuienisse waar mense bestraf is deur 'n kind van die Here, en dat hy persoon deur daardie bestrawing besef het wat is die erns van die saak om die Here reg te kan dien.
Handelinge 13 vers 10. Hier praat Paulus direk met Elymas, want Paulus was besig om 'n bediening uit te gee en Elymas die towenaar het begin met al sy um triks en al sy towerkunsies en goeters en toe Paulus hom bestraf en hy sê vir hom: kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie. Dit is so waar. So as ek sien hierdie versie baie dat jy moet vir jouself net sê, ek is 'n kind van die Here, ek is nie 'n kind van die duiwel. So daar moet geen bedrog in my wees nie. As ek my besigheid doen, moet dit moet ek eerlik wees. Daar moet geen bedrog wees nie. Ek moenie listige planne uitdink teen mense nie. Daar moet geen listigheid in my gevind word nie. Ek moenie 'n vyand van alle geregtigheid wees nie. Ek moet die borswapen van geregtigheid aantrek. Geregtigheid moet seëvier in my lewe. En dit moet belangrik wees vir my as kind van die Here. Sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie. So ek moet seker maak dat die woord wat ek uitbring korrek is en dat ek dit nie verdraai nie. Dis hoekom eindig ons met die laaste versie van 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Mense, hierdie versie sê ek vir jou alles dat die duiwel hy soek 'n opening in elkeen van ons se lewens en dat ons moet besef dat hy het 'n baie goeie planne wat hy het om elkeen van ons te probeer aanval. Ek wil afsluit met 'n klein verhaaltjie net om vir u te verduidelik hoe die duiwel te werk gaan. Daar was eendag 'n man wat 'n padda gevat het en hy wil hom kook. En hy vat die padda en hy gooi hom in die kookwater en die padda bly uitspring. Toe besluit hy maar, alright, kom ons doen dit op 'n ander manier. En hy sit die pot water op met koue water in en hy gooi die padda in. En die padda bly toe binne in die water. En hy begin die hitte van die stoof stadig opstel, so die water begin warm word. En geleidelik het die water warmer en warmer en warmer word. En toe die padda besef dat hy is in die moeilikheid dat hy moet uitspring, toe die hitte al sy energie reeds getap uit hom uit en hy toe nie die krag gehad om te kan uitspring uit die warm water nie. Die bottom line van hierdie storie is dat die duiwel kom nie en kom steel baie by jou nie. Hy kom bietjie vir bietjie vir bietjie vir bietjie. Mense wat my goed ken weet dat ek was jare terug 'n kind van die Here gewees toe ek nog baie jonk was, ek het teruggeval. En as ek moet terugdink aan hoe die duiwel my teruggekry het in die wêreld, was dit met 'n bietjie vir bietjie vir bietjie het hy my gesteel by my. Baie dankie mense, ek hoop julle het 'n fantastiese week en mag ons net besef dat die duiwel is baie slinks. Hy lieg vir ons, hy bedrieg ons, hy het gekom om te kom steel en slag. Hy wil net kom verwoes, sodat ons net ingestel sal wees om te besef dat hy werklik waar 'n baie slinkse plan het en dat hy dit baie geleidelik sy plan sal invoer in jou lewe. En as ons nie gaan waaksaam en nugter gaan wees nie, gaan hy ons vang. Mag die Here julle seën vir hierdie week en baie dankie.